Welkom terug graad 12. Vandag gaan ons kyk na oefening 1.6 van Finansiële State, bladsy 35 tot 37. Goed, ons begin dan by oefening 1.6. Hulle sê, jy word voorsien van inligting met betrekking tot Whitney beperk vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2025. Okay, belangrik, onthou ons datums. En dan sê hulle gevra, voltooi die staat van omvattende inkomste vir die jaar geëindig 30 Junie 2025 en dan toon die berekening in hakkies. Baie belangrik julle, ons moet onthou die berekeninge te toon in hakkies, want daarvoor kry julle ook punte. Ja, die inligting wat hulle vir ons gee is dan die syfers van die vooraansuiveringsproefbalans op 30 Junie 2025 en dan gee hulle ook vir ons addisionele inligting. So ons gaan nou begin met ons staat van omvattende inkomste vir Whitney beperk vir die jaar geëindig 30 Junie. En ons wil begin met die openingssaldo's. Ons wil al die openingssaldo's hier in hakies plaas, sodat ons weet waarmee ons begin. En ons kry dit nou van ons vooraansuiveringsproefbalans. So eers het ons verkope, en hierso sal julle sien, hulle sê reeds dat die verkope is minus die afslag, so minus die debiteure afslag, so ons kan daar die 922.750 net daar plaas in ons hakkie. Ons doen dieselfde vir koste van verkope, wat dan nou 'n vraagteken bedrag is, wat ons dan moet uitwerk. So ons kan nou niks daar doen nie. Ons gaan ons hier inkomste sit, wat 726.200 is. Ons gaan ons oninbare skulde doen, wat 13.300 is. Ons kan ons direkteursfooie doen, wat ons hier kan sien, is 140.000. Ons kan ons salarisse en lone doen, wat 20.000 is. Diverse uitgawes het nie 'n bedrag nie, so ons kan niks daar doen nie. Waardevermindering, gaan ons 136.000 sit. Ons gaan ons auditfooie sit 18.600. Ons gaan ons herstelwerk sit vir 17.200, verpakkingsmateriaal van 38.000 en ons advertensies van 6.985 en ons verlies as gevolg van rekenaarsdiefstal van 3.750. Goed, so nou gaan ons kyk na die aansuiwerings en ons gaan begin om hierdie staat dan aan mekaar te sit. So die eerste aansuiwering wat ons kry hier is 'n kredietnota wat gedateer is op 25 Junie wat vir 36.400 aan 'n debiteur uitgereik is nie geboekstaaf nie. En dan sê hulle ook nou hier vir ons wat die winsopslag is. En dit gaan ons nou ook help om hierdie koste van verkope uit te werk. So eerstens moet ons daardie 36.400 dan nou aftrek by ons verkope. Dit gaan nou vir ons 'n totale verkope gee van 886.350. En met hierdie gaan ons nou die koste van verkope kan uitwerk. So ek wil hê ons moet hierdie nou hier by ons koste van verkope toon, en dan sou daar nou enige ander transaksies wees wat die koste van verkope raak, gaan ons dit ook hier toon voordat ons dan die bedrag kan uitwerk. So nommer 2 sê dan, gedurende die jaar is handelsvoorraad van 29.250 aan klante toegestaan. Dit is korrek geboekstaaf. So omdat dit korrek geboekstaaf is en ons nie die koste van verkope het nie, moet ons dit net toon by die koste van verkope. So by hierdie gaan ons nou daardie 29.250 by plus, en dan gaan ons dit deel deur 140 maal met 100 om ons koste van verkope van 654.000 te kry.
Ons skryf dit natuurlik in hakies, want ons moet dit aftrek om die bruto wins te bereken. Verder, nommer 3 sê, suiwer die voorsiening vir oninbare skulde aan tot 5% van die uitstaande debiteure. So ons moet nou op ons proefbalans gaan kyk het wat is die debiteure, en die debiteure bedrag was 78.600. Maar ons moet nou onthou van die eerste aansuiwering wat ons gemaak het van daardie debiteure afslag van 36.400, so ons moet dit eers aftrek en dan kan ons 5% daarvan uitwerk wat vir ons 2.110 gee. En dan moet ons onthou, daar is nou 2 aansuiwerings wat kan plaasvind. Dit kan of 'n te veel aansuiwering wees, wat 'n inkomste beteken, of dit kan beteken ons met hom aansuiwer want hy was te min, wat beteken dit is 'n uitgawe. So in hierdie geval as ons nou kyk na ons proefbalansbedrag, is dit 'n inkomste. So ons gaan voorsiening vir oninbare skulde hê onder ons bedryfsinkomste aansuiwering, en dan gaan ons hê daai 2.600 van die proefbalans en ons gaan die 2.110 daarvan aftrek, want dit is wat daar nou te veel was. So daar's 'n 490 inkomste wat ons te veel voorsiening voorgemaak het. Dan verder nommer 4 sê die fisiese voorraadopname op 30 Junie 2025 toon die volgende voorrade as voorhande. So as ons kyk na ons handelsvoorraad, sê dit ons het R235.000 se voorraad, en dan moet ons gaan kyk wat sê die proefbalans. So ons gaan nou 'n handelsvoorraad tekort hê, want volgens die handelsvoorraad van ons proefbalans het ons 215.000 en dan moet ons plus 26.000. Nou daardie 26.000 kry ons van daardie eerste transaksie van 36.400. Dit is die kosprys daarvan. So ons het die kosprys uitgewerk daarvan wat ons daardie 26.000 gee wat ons natuurlik daarbey moet plus, en dan trek ons dan nou hierdie 235.000 af wat ons 'n tekort gee van 6.000. Dan moet ons kyk na die verpakkingsmateriaal. Verpakkingsmateriaal sê 3.300. So by ons verpakkingsmateriaal gaan ons minus 3.300 wat nog daar lê. So met ander woorde die uitgawe was slegs 34.700. Dan 2.5 sê 'n bedrag van 6.200 is nog aan die eksterne ouditeure verskuldig. So ons skuld hulle nog hierdie bedrag en dit is nog steeds moet getoon word as 'n uitgawe vir hierdie finansiële jaar. So ons auditeurs fooie gaan dan plus R6.200 wees, wat vir ons dan 'n bedrag van 24.800 gee. 2.6 sê dan vir ons rente op die lening word gekapitaliseer en is nog nie geboekstaaf nie. Die leningsstaat wat op 30 Junie 2025 van Absa ontvang is, toon 'n eindsaldo van 235.200. Nou die manier waarop ons hierdie rente-uitgawe kan uitwerk is deur daardie 235.200 te vat en dan trek ons die 210.000 af wat ons op ons proefbalans het, en dit gee dan vir ons rente van 25.200 wat ons natuurlik in hakies plaas om te wys ons gaan dit aftrek as 'n uitgawe. 2.7 sê aansuiwerings ten opsigte van 'n rekenaar wat op 31 Maart 2025 gesteel is, moet gemaak word. Die boekhouer het die volgende bladsy in die vaste bateregister voltooi deur die verkeerde metode van waardevermindering te gebruik. Die waardevermindering op die rekenaar moes teen 20% per jaar op die verminderde saldo metode bereken word. So dan gee hulle nou hier vir ons 'n klomp inligting en dan ook die verlies wat sy dan nou uitgewerk het. So ek het nou hier 'n tydlyn getrek sodat ons nou mooi kan sien presies waar het wat gebeur. So eerstens het ons nou 1 Julie 2023 gesteel en die rekenaar aangekoop het.
Dan natuurlik die einde van daardie finansiële jaar was dan 30 Junie 2024, so dit was nou die eerste jaar wat hulle hom gehad het, en toe was hy nou gesteel gewees hier, amper aan die einde van die tweede jaar, op 31 Maart, en dan natuurlik die einde van daardie finansiële jaar is dan nou 30 Junie 2025. So as ons nou uitwerk vir die eerste jaar wat hulle die rekenaar gehad het, sal ons dan nou die koopprys van 15.000 vat, ons sal dit dan nou maal met die 20% en dis vir 12 maande seker nou maal met 12 oor 12, maar dit gee vir jou basies 1, so dit sê R3.000 is die waardevermindering, dit beteken sy daardie waardevermindering korrek bereken, en vir ons 'n boekwaarde daar gee van 12.000 wat korrek is. Verder dan nou vir jaar 2, moet ons nou kyk van 30 Junie tot 31 Maart, hoeveel maande het ons dan nou in jaar 2 die rekenaar gehad? So as ons dit nou uitwerk, dan sal dit nou wees Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember, Januarie, Februarie, Maart, waaraan hy vir ons 9 maande gee. So dis op die verminderde saldo metode, met ander woorde ons moet die boekwaarde gebruik, so dit sal 12.000 wees, maal met die 20%, maar dit staan net vir 9 van die 12 maande, so 9 gedeel deur 12, en dit gee dan vir ons 'n waardevermindering van 1.800. So nou kan ons sien, dit is waar die fout ingekom het, dis by daardie tweede jaar, dit moes net 1.800 gewees het. So met ander woorde, dis 12.000 minus 1.800 wat ons 'n boekwaarde moes gee van 10.200. En dan het die versekering moes nou 'n bedrag uitbetaal wat dan beteken dat sy het te veel waarde verminder van R450. So daardie regstelling gaan ons dan nou moet plaas by die waardevermindering. En by die verlies as gevolg van rekenaar diefstal. So ons gaan nou daar R450 met byplus, en ook by ons waardevermindering gaan ons dit dan nou met aftrek, wat vir ons dan waardevermindering gee van 136.350, en dan gee dit vir ons 'n totaal vir die verlies van 4.200. 2.8, die maandelikse huur het nie gedurende die jaar verander nie. Die huurder het gedurende Mei 2025 'n bedrag van 1.800 uit sy eie sak vir herstelwerk aan die gebou betaal. Hy het dit van sy huur vir Junie 2025 afgetrek omdat die maatskappy as verhuurder vir herstelwerk verantwoordelik is. Die herstelwerk is nie geboekstaaf nie en die huur vir Julie 2025 is reeds in Junie 2025 ontvang en geboekstaaf. Nou die maklikste manier is om by ons huurinkomste gaan ons natuurlik daai 1.800 plus en dan gaan ons maal 12 gedeel deur 13, want ons het 13 maande se huur ontvang, daar was geen verhoging gedurende die jaar nie, so dit is nie nodig vir ons om 'n baie lang sommetjie te maak nie. Die maklikste is dan om te sê maal met 12 gedeel deur 13 en dan kry ons presiese bedrag vir die jaar vir 12 maande en dit gee vir ons 672.000. Ons het natuurlik ook by herstelwerk daai 1.800 by plus, wat vir ons dan 19.000 vir die jaar gee vir herstelwerk. Dan 1.9, advertensies bestaan uit 'n maandelikse kontrak met die rekord vir die hele finansiële jaar. Advertensies is slegs vir 11 maande betaal. Die maandelikse tarief op die kontrak is vanaf 1 April 2025 met R165 per maand verminder. So hier het ek nou 'n tydlyn sodat ons nou presies kan sien wanneer wat gebeur het en wanneer het die vermindering plaasgevind, sodat ons dan kan uitwerk wat die uitstaande bedrag is wat ons moet betaal. So het ons nou vir 1 Julie, dit is nou wanneer die finansiële jaar begin het,
Op 1 April was dit dan nou daar die verminderde bedrag wat plaasgevind het. Ons het betaal tot 30 Mei, maar die finansiële jaar eindig eers 30 Junie. So met ander woorde, ons het vir 9 maande X bedrag betaal en daarna het ons vir 2 maande X minus 165 betaal. So as jy dan na jou proefbalans toe gaan en jy vat hierdie advertensiebedrag en jy doen hierdie sommetjie, dan het jy vir X R665 te kry en daarna moet ons dan natuurlik die 165 aftrek en dit gee dan vir ons 'n bedrag van R500. So ons het nog R500 uitstaan wat ons moet betaal, so ons moet by advertensies plus R500 en dit gee vir ons 'n totaal van R7.485 dan vir advertensies. Nommer 10, die korrekte netto wins na belasting is R619.200. Dit het hulle reeds hierso ingesit vir ons. Ons hoef dit nie te doen nie. En dan by nommer 11 sê hulle gebruik die volgende persentasies om die ons berekende syfers te bereken. So die bedryfswins op verkoop is 20% en die inkomstebelastingkoers is dan nou 28% van die netto wins. So kom ons begin deur dan nou die bedryfswins uit te werk. So ons kan daar die 886.350 vat en dit is dan nou wat ons hierso gaan kry by ons verkope. So die bedryfswins hierso is dan nou van die verkope se bedrag. So van daardie bedrag af het ons wat ons dan in 20% so maal met 0.2 of 20 oor 100 en dit gee dan vir ons 177.270. Dan as ons die inkomstebelasting uitwerk, onthou, ek het vir julle in 'n vorige video mooi verduidelik hoe om dan nou hierdie berekening te doen. Onthou die netto wins na belasting verteenwoordig dan nou die 72%. So ons vat dan vir die inkomste vir die jaar, deel ons daai netto wins na belasting met 72 en ons maal dit met 28 en dit gee dan vir ons 240.800 wat dan nou ons inkomstebelasting is vir die jaar wat ons dan nou moet aftrek en dan kan ons nou eenvoudig om die netto wins voor belasting te kry hierdie twee eintlik net by mekaar plus of ons kan dan nou die hele sommetjie gaan doen net soos wat ek vir julle gewys het deel met 72 maar maal met 100 en dit sal vir ons ook dan dieselfde bedrag gee van 860.000. Goed, verder gaan ons dan nou kyk na die wins voor rente uitgawe. So dan gaan ons die netto wins voor belasting vat en ons gaan daar die 25.200 by plus om vir ons dan die wins voor rente uitgawe te gee wat dan 885.200 is. Dat beteken ons het 'n rente inkomste gehad van 707.930. Dan verder het ons nou ons oninbare skulde ingevorder wat ons kan net daar 13.300 daar is geen aanpassing daar gewees nie en dit gee dan vir ons 'n bedryfsinkomste as ons daar die drie dan nou bymekaar tel van 685.790. Dan om die bruto wins dan uit te werk, gaan ons net ons verkope minus ons koste van verkope en dit gee vir ons 232.350. Dan het ons bruto bedryfs inkomste, so dis nou basies dan nou hierdie twee bymekaar geplus gee vir ons 918.140. Dan gaan ons nou verder ons bedryfsuitgawes net voltooi. En hier gaan ons nou sien, okay, ons bedryfsuitgawes
918.140 minus 177.270. So dit is nou basies hier die bedryfswins wat ons dan nou aftrek van ons bruto bedryfsinkomste wat vir ons dan nou obviously ons bedryfsuitgawes se totaal gaan gee. Dan sit ons net daar die 145.000 in en ons sit die salarisse van 20.000 in en dan ons diverse uitgawes is dan nou 'n balanserende syfer. So wanneer ons nou al hierdie bymekaar tel en dit aftrek van ons bedryfsuitgawes gaan dit dan nou vir ons hierdie R343.335 gee as ons diverse uitgawes. So hier kyk ons dan nou net bietjie meer in detail na die berekeninge wat gemaak moes geword het vir hierdie aktiwiteit. So koste van verkope wys ek net weer vir julle hoe het ons daarby uitgekom en dan hierso is die detailed berekeninge van hoe om by advertensies uit te kom en dan hierso is die korrekte verlies as gevolg van diefstal uitwerking wat ek reeds vir julle gewys het. Hier is ook dan die netto wins voor belasting. Ons het dit wel gedoen. Die huurinkomste het ons ook mooi vir julle verduidelik terwyl ons die aktiwiteit voltooi het. En dan hier is dit ook dan die bedryfswins wat ek dink ons ook mooi vir julle gewys het gedurende die voltooiing van die inkomstestaat.